Amen. Ek dink aan 'n gedeelte in die woord van die Here. Ek dink dit was 'n weduwee wat 'n muntstuk verloor het. En sy was nie wel af nie. En daardie muntstuk was vir haar een van haar waardevolste besittings, was iets wat sy nodig gehad het om te oorleef. Jy sien, baie ander mense lewe uit oorvloed. Daar is voorsiening en ons gun hulle dit. Maar partykeer het baie mense min. En daai min wat hulle het, is vir hulle waardevol. En ek ervaar dit in my gees dat die Here het nie baie nodig om baie te doen nie. Maar partykeer, en ek wil nie die gedeelte uit konteks uitquoteer nie. Daardie weduwee het oral gaan soek vir daai muntstuk. Onder die bed, onder die komberse, oral. En ons weet dat sy dit later gekry het, maar wat ek in my gees ervaar is, partykeer soek ons so na daai een ding. Na daai een muntstuk, na daai een ding wat so kosbaar is, wat ons nie wil verloor nie. Dit kan 'n persoon wees, dit kan iemand wees, dit kan jou talent wees, kan enige iets wees wat jy ag as belangrik. En met tye voel dit vir ons asof ons alles net verloor. Hoe harder ons probeer, hoe meer val die wiele van die wa af. Hoe harder ons probeer, hoe minder voel dit vir ons kom deur. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, it's not by feeling, it's by faith. En wanneer ons fokus so bietjie skuif van die muntstuk, en ons fokus dit op Jesus, dan vind ons die muntstuk en nog meer. Want ons kry die een wat die gewer is van alles. En ek wil nie praat oor geld nie, ek praat oor daai ding, jy weet in jou hart waarvan ek vanmôre praat. Partykeer heg ons daai waarde aan 'n persoon, miskien aan 'n kind, miskien, of wat dit ook al mag wees. Maar die uitdaging is, partykeer is ons so gefokus, Louis, op daai een ding, dat ons vergeet van al die ander goeders. En die Here sê, my kind, ek wil jou trek nader aan my. Ek wil jou naby aan my hê. En vir party is hierdie goeders nuut, party is dit weird, party verstaan nie. Mense hoef nie te verstaan nie. Jy hoef net te kom en sê, Jesus, hier is ek. So ek moet dit met jou deel vanmôre. Solank as wat ek daai ding soek, gaan ek dit nie vind. Ek moet my oë skuif na Jesus. Matteus 6:33 sê, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid. Eers sy koninkryk en sy geregtigheid. En dan sal al die ander dinge bygevoeg word. Watter dinge? Net voor daai gedeelte dan lees ons, hy sê, julle het kos nodig, julle het klere nodig. Waaroor bekommer julle? Julle oor vandag se bekommernis en môre se voorsiening. Hy sê, ek is julle hemelse Vader, weet dat julle hierdie dinge nodig het. Hy sê, ek weet wat is jou budget. En al het jy dalk min gehad, het jy nog steeds deurgekom. Hy sê, ek weet wat is jou nood. En baie keer is ons harte opreg in die soeke na daai muntstuk, maar ons is opreg verkeerd. Al wat die Here vanmôre met my hart deel, wat ek met jou wil deel, is net daai fokusverskywing. Dis nie dat jy op die verkeerde pad is nie. Dis nie dat jy die verkeerde goed doen noodwendig nie. Dis net iets het dit reg gekry om die aandag weg te skuif, jou tyd te steel, jou besig te hou met ander goeders wat nie belange het nie. En wanneer ek sien amper soos 'n kompas wat jy weer instel, net weer reg kry, in die regte rigting kry, vir God, nie vir die muntstuk nie, vir God, dan kom al die ander dinge by. Dan maak hy met 5 broodjies en 2 vissies 5000 man se mage vol. Dan praat dit nie eens van die vrouens en die kinders nie.
En die Bybel sê hy het 5000 man gevoed. Alright, en julle weet die anties kan eet, veral as dit vis en chips is. Nou hierdie was nie chips nie, was brood en vis. Hy gee vir jou meer as genoeg. Weet jy wat amazing is? Toe hulle daardie dag daai 12 mandjies vol maak en hulle deel vir die mense uit en almal het genoeg geëet. Toe's daai mandjies nog steeds vol. Dis die oorvloed wat ons in God het. Miskien nie in my bank nie, maar ek het dit nie nodig nie, because He's my provider. He's my source. He's your reason for living. Hy's die rede hoekom jy nog nie jou lewe geneem het nie. Hoor wat ek sê, hy's die rede hoekom jy nog nie jou lewe geneem het nie. Want die vyand kom baie keer met daai leuen en sê, wat is die rede? Kan ek vandag vir jou sê, wat's die rede? Because He lives, I can face tomorrow. Amen. Maar jy sien, ek moet my fokus skuif van my soeke na my soeke na Hom toe. En sê, Here, U het my al 'n paar keer hoor sê, erkenning is die eerste stap tot oorwinning. Ek moet kan erken dat ek God nodig het. En ek moet Hom toelaat. He will never force Himself on anyone. Ek sien in my gees hoe iemand geroof het. Met gunpoint, forceer hulle jou. Hulle bind die hande vas en druk jou af op die grond. Forceer jou, dwing jou om te doen wat hulle sê. Jesus sê, I will never force myself on you. Ek gee jou die opsie, kom na my toe. Kom na my toe. En dit tel in ons elke dag lewe. Dit tel in ons kom en dit tel in ons gaan. Dit tel in daardie omstandighede wat nie nou in plek val nie, wat nie nou sin maak nie. Ek het die voorreg gehad toe ek op Bybelskool was om voltyds te studeer. En in my tweede jaar het ek 'n geleentheid gekry om internasionaal saam met FM Trein te gaan bedien. En ek moes 'n keuse maak tussen gaan ek klaarmaak wat ek begin het of gaan ek die wêreld toer. En in daai situasie sit ek een Sondag in die diens en ek vra die Here, ek sê, Here, wat is die besluit, die keuse wat ek moet maak? En ons het 'n gasprediker gehad en hy stop op daardie plek en hy sê vir my, staan op. Ek moet vir julle sê, toe sak my moed in my skoene. Want hy los sy preek net daar en hy sê die volgende woorde, hy sê, Tiger, God says, finish what you've started. For in due time, I will give you what your heart's desires are. Maak klaar wat jy begin het. Ek moet eerlik sê, daar waar ek bedien het op daai stadium, het ek nie toekoms gesien nie. Daar was nie hoop nie. Daar was klaar al baie pastore in daai kerk. En hier staan ek, jong man, en ek sien nie 'n toekoms nie. Ek sê, Here, maar hier's my hart. Ek wil jong mense bedien. Ek wil die wêreld toe. Dis waarvoor U my geroep het. Die Here sê, kom maak klaar. En bietjie meer as 5 of 6 jaar daarna, toe voorsien die Here so, en hy draai omstandighede so uit, dat hy al die ander leraars geskuif het. En ek is die enigste 23-jarige jeugpastoor wat agterbly in die kerk. En nou moet ek die kerk lei. Die mense wat vir my Sondagskool gegee het, hulle moet nou vir my sê pastoor. Ek deel dit nie dat jy moet hoor hoe great dit is. Ek wil vir jou sê dat as God iets begin het, dan maak hy dit klaar met nie. As hy jou geroep het, gaan hy jou daarby uitbring. En baie keer is daar iets wat jou aandag aftrek. Daar's 'n beter geleentheid. Daar's 'n mooier pad om te stap, want ek sien dit. Dis tog wat ek wil doen, dis waar my hart lê. Maar die Here sê, maak klaar wat jy begin het. En as van u wat vanmôre moet klaarmaak wat God begin het.
En jy skop daarteen, jy wil nie. Maar solank as wat jy daai muntstuk soek, gaan jy soek. Maar as ons fokus verskuif, daai radiootjie wat so ingestel moet word, daai ou wireless, as jy ingestel is vir die stem van die Heilige Gees, gaan hy ons lei. Elke stap, elke tree. Amen. Die makliker ding partykeer is om op te gee. Om te sê ek kan nie. But to show up. Terwyl jy asem het en jy God dien, sal hy jou in staat stel om te show up. En al kos dit net op om iemand te druk te gee. Kos net op te dag. Julle het opgedag vanmôre. En niks wat ons kan doen in ons eie krag kan doen wat die Gees van die Here doen nie. So my gebed vanmôre is wanneer ons uitgaan dat die Gees van die Here die naprediker sal wees. En dat eers in die diens vanoggend of by hierdie gathering dat God iets in jou gedeponeer het wat jy nodig het om te hoor. En dat hy vir jou sal deurkom. If he can do it for others, he can do it for you. He's not a respecter of persons. Maar onthou daai voorbeeld van die muntstuk. Waarna soek ons? Amen. Kom ons staan op. Here, ons wil net vir U kom sê dankie vanmôre. Dankie dat U ons Abba Vader is. Dankie Abba Vader vir U liefde vir elkeen van ons. Here, ek verdien dit nie. Maar ek sê dankie vanmôre. Dankie vir U liefde. Dankie dat U God is. Dankie dat U in beheer is van my alles. Van ons alles. En dankie dat dit wat U begin het, Abba Vader, dat U dit tot volëinding bring. Dankie Jesus, ons het laas naweek U kruisdood gevier en U opstanding. Dankie dat U Uself geoffer het vir my. Weereens, ek verdien dit nie, maar ek sê dankie. Dankie dat U die dood oorwin het en dat ons saam met U kan lewe. Dankie Heilige Gees dat U vanmôre hier is. Dankie Heilige Gees dat U by elke mensie stil staan. En selfs die vanmôre wat dalk net kom hoor het. Dankie dat U hulle ontmoet op 'n spesiale wyse. Dankie dat U ons troos. Dankie vir elkeen, Here. Dankie vir hierdie liggaam, nuwe begin. Dankie vir elke mensie wat U kom inplant het, Here. En dankie dat U kerk bou. You are building your church. And the gates of hell shall not prevail. In Jesus naam. Ek seën nou elkeen in die naam van die Vader, die Seun Jesus Christus en God die Heilige Gees. Mag die vrede van God wat alle verstand te bowe gaan, ons sinne bewaar. En die Gees van God wat Jesus uit die dood uit opgewek het, ons liggame bekragtig en in stand hou in Jesus naam. Dankie dat hierdie week mense oor ons pad stuur wie ons Jesus kan openbaar en hulle kan lief hê met die liefde van Jesus. Here, aan U alleen, God drie enig, kom toe al die lof, al die eer en al die aanbidding tot in ewigheid. Ons bely U godheid oor ons lewe. Ons bely ons afhanklikheid van U en ons bely ons liefde vir U. As U saamstem, dan sê ons amen, amen en amen, amen. Mag U met die vrede van die Here gaan. Mag jy weet jy's kosbaar en jy's waardevol vir die Here en dat ons as gemeente waardeer elkeen van U.